Dansfeeverhaal, 'n storie gebaseer op 'n droom geskryf deur Jan-Pierre Alexandre Previllier, administrateur van Ballet International. Die storie, die feeverhaal. Eendag, op 'n koue en winderige wintersdag met reën, nadat sy van die skool af huis toe gekom het, ontmoet 'n klein dogtertjie 'n vee wat vir haar fluister: "Volg my, kyk daardie groot gebou. Sien jy daardie houteer? Maak dit oop, jy mag dalk verras wees, maar agter hierdie deur sal jy 'n roos, 'n boek, 2 sleutels en 'n goue kussie vind. Dit alles behoort aan die ballet, onbekend aan jou natuurlik, maar daar is iets wat ontbreek en dit is die belangrikste. As jy dit vind, sal jou wens waar word. As jy misluk, sal jy verplig wees om van jou droom af te sien. Maak dus seker dat, sodra jy hierdie deur oopmaak, jy nooit weer kan teruggaan nie. Ek kan jou nou net help, daarna sal jy self die deel wat ontbreek moet vind, wat die belangrikste van almal is. So wees versigtig." Met die woorde het die vee verdwyn. Die meisie kon nie help om aanvanklik te twyfel nie, ja, en sy was inderdaad bang. Met baie verwondering gemeng met die vrees vir wat die vee gefluister het en haar towerwoorde. Uiteindelik maak sy die deur oop en gaan in. Nadat sy 'n paar tree geloop het, kry sy die roos op die grond. Die geurende parfuum van daardie roos was so besonders. Toe 'n paar meter verder die 2 sleutels aan 'n goue hartvormige sleutelhouer. Terwyl sy aanhou stap deur 'n lang, donker en stil gang, kom sy aan die einde en vind 'n deur wat met 'n sleutel gesluit is. Sy gebruik die eerste sleutel en draai dit 2 keer na regs. Maar niks te vergeefs, die deur het nie oopgemaak nie. Toe probeer sy die tweede sleutel 2 keer na links en skielik gaan die deur oop. Sy gaan instap en bevind haarself op die groot verhoog van 'n teater. Met die kollig op haar, in die middel van die verhoog, omring deur donkerte, draai sy, loop van die een kant van die verhoog na die ander, maar sy slaaf skaars daarin om die goue boks te vind. Daar was 'n klavier aan die kant van die verhoog, so los die roos die sleutel. Op die klavier het hy die houtdeksel van die klawerbord oopgemaak asof hy wou speel en daar het hy die boek gevind. Dis volume 1, maar nog een item het ontbreek. Hy het agter die verhoog begin soek. Niks, agter die verhoog was alles leeg. Uiteindelik, langs die orkespit, vind hy die goue kussie. Hy het sy bes probeer om dit gou oop te maak, maar tevergeefs was dit gesluit. Hy gebruik dieselfde sleutel wat hy voorheen vir die verhoogdeur gebruik het. Binne in die goue boks was 'n paar pointeskoene en 'n paar halfpointeskoene. Eers het sy die pointeskoene probeer, maar hulle was te groot vir haar grootte, so sy het toe die demi-pointeskoene probeer. Verbasend genoeg was die pasvorm perfek, asof hulle vir haar gemaak is. Hy het in die middel van die verhoog gestaan en musiek het begin kom uit die goue boks, waarvan die deksel oop was. Ek wou dans, maar ek kon nie. Ek wou 'n pirouette doen, maar ek het my balans verloor. Hy het probeer spring, maar hy kon nie. Hy het baie lomp in sy bewegings gevoel. Hy het al die voorwerpe gevind wat die feetjie genoem het, maar niks het behoorlik gewerk nie. Uiteindelik het hy in trane uitgebars. Na 'n rukkie het hy binne in die goue boks gekyk en 'n versteekte dubbeldeksel ontdek. Met moeite het hy die mantel opgelig asof dit vasgesit het en uiteindelik deel 2 gevind. Maak die eerste boek, volume 1, oop op die voorblad. Dit was in goue letters geskryf: "Hierdie is die boek van jou lewe, om 'n goeie danser te word, sal jy ongetwyfeld een wees." Pragtig soos hierdie geurende roos. Maar soos 'n roos, sal jou professionele loopbaan in dans onverbiddelik kort wees, soortgelyk aan die lewensiklus van hierdie roos. Maar onthou ook, 'n roos is regtig pragtig, maar jy moet weet hoe om dit te hanteer. Rose het dorings. Ballet het nie die welriekende geur van 'n roos nie. Dit beteken dat jy dikwels sal moet huil en ly te midde van daaglikse uitdagings. Slegs trane sal jou roos langer laat leef en mooi hou, sodat jy jou hart kan oopmaak soos die goue hartvormige sleutelhanger wat jy gaan nodig hê. Die eerste sleutel vir jou siel.
Die tweede sleutel vir jou hart. Die goue hartvormige sleutelhange. Daarin sou jy moet wegkruip. Jou krag, jou mag, jou deursettingsvermoë, jou liefde, jou dissipline en jou danstegniek. Die goue kus. Jy gaan dit nodig hê vir jou ou dag. Om die groot herinneringe van jou sukses in dans en die applaus in die goue kus te koester. Onder die tweede laag moet jy al die toksisiteit en negativiteit van mense wat probeer het om jou te keer om te dans, wegsteek en toesluit. Maar daar is iets wat jy nog nie kon vind nie, en dit is die belangrikste van alles. Toe het die dogtertjie begin huil en sy het al hoe meer bekommerd geraak. So het hy begin soek, vinnig bladsye omgeslaan, gesoek en gewag. Daar was wel iets geskryf binne, maar in 2 boeke, volume 1 en 2, was daar niks geskryf nie. Alles leeg, net skoon velle papier. Terwyl sy die bladsye omgeslaan het, het haar trane op die leë bladsye gerol. Hoe meer trane op die bladsye geval het, hoe meer karakters uit een of ander lettertype het verskyn. Uiteindelik op die laaste bladsy, kry sy geskryf, slegs met die suiwer liefde vir dans wat as die hoofsleutel dien. Jou trane het die laaste onthul en in hierdie boek van die lewe staan, jy gaan 'n groot danseres word. Nou dat jy gekyk, gesoek en met jou hele hart ondersoek het, dit was wat ontbreek het, die suiwer liefde, die kern van alles. Bewaak dit soos goud en moenie dit ooit verloor nie. Dansfees verhaal geskryf deur Jan Pierre Alexandre Previlia.